Die afgelope paar dae is ons gebombardeer met vrae rondom die debat, is skoonhengel nou die nuwe gier in Suid-Afrika? Ek het hierdie onderwerp 'n paar dae gaan bepeins en ek dink die tyd is nou reg dat ons terugvoer kan gee. In Suid-Afrika is hy gebruik om te kan sê, wanneer 'n persoon skoonhengel, hengel hy nog steeds met 'n voerbal. Hierdie voerbal bestaan uit gaarmielies, het sy of dit gekookte mielies is wat gemaal is, crush of grit wat gebruik is, of soos ons almal dit hedendaags ken, die popcornvoer. Die eerste gedagte wat by my opkom is, wanneer ek praat van skoonhengel, as ek dan nou grys sou bysit, met ander woorde mielie in 'n rou vorm of enige ander vorm van proteïene of bybestandele by hierdie popcornvoer, kan ek dit dan nog ag as skoonhengel? Die tweede gedagte wat by my opgekom het, as ons praat van skoonhengel, wat bedoel ons as ons by die hoeke kom rondom skoonhengel? Persoonlik dink ek as ons praat van skoonhengel, moet dit dan seker 'n Kariba wurmpie of slangwurm wees, want is deeg, flouties, tots, backings, is dit regtig skoon? En kom ons vra vir onsself die vraag af, as ons dan sê wit pap is as backing skoon, die oomblik as ek 'n custardpappie opsit as backing, kan ek dit dan nog steeds beskou as skoon? Kom ons kyk na flouties. Flouties in sy vervaardigde vorm kom in 'n wit harde floutie uit. So die oomblik as ek daai floutie versag het ek bymiddels bygesit om hom te preserveer, kan ek dit ag as skoonhengel, en as ek daai floutie gekleur of gegeur het, is dit dan nog skoon? Dieselfde kom by deeg. As ek water en koekmeel met mekaar meng, kan ons sê ons hengel met skoon deeg, maar die oomblik as ek 'n versoeter so suiker of sweetener bygesit het, kan ek dan nog hierdie deeg ag as skoon. So ons moet tegnies dit gaan verstaan, wat bedoel ons by skoonhengel? Iets wat by my opgeval het, ek monitor altyd die ouens wat regtig in die damme of in die rivier goed hengel vir 'n jaar of 2, en dan vind ek uit by daai persoon, waarom is hy so suksesvol? En onlangs het ek met een van ons toonseries ondersteuners gepraat, wat in Bloemhofdam baie suksesvol is, en ek het hom gevra, nou wat is sy geheim in Bloemhof? Hy sê, dit is baie maklik. As ek by die water kom, dan sit ek my aas aan, ek vat my voerbal en ek dek hom in totaliteit met perre by, dan gooi ek Legend bo-oor en daarna gooi ek Tekken in en ek vryf dit in die bal in en ek gooi in. Ek dink, wel, dit klink vir my interessant, maar kom ek counter hierdie argument en ek sê, en as dit nie vir jou werk nie, wat doen jy dan? Hy sê, dit is baie maklik, dan trek ek op, dan sit ek meer perre by, meer Tekken, meer Legend by. So daai argument van skoonhengel na massas dips toe, is 'n groot debat wat gevoer kan word. Ek het bietjie teruggegaan in die geskiedenis van Suid-Afrika, en so ver terug as 95, en het ek bietjie gaan kyk na die honderde van hengelaars, mans sowel as dames, wat hulle nasionale klere gekry het, en hier praat ek net van mense wat ek persoonlik ken, en wat ek weet hoe hulle hengel. Ek praat nie van die persone wat in die nasionale span is, wat ek nie geken het nie, of wat ek nie redelik weet, wat hulle benadering tot hengel is nie. Ek noem sommer vinnig 'n paar name, oorlede Bram Stols, Natie Cronje, Johan Donald, GP Nel, Spike Joubert, Bux Bekus, Toby Verwy, HP Forrie. Dis almal manne wat in hierdie span gekom het in een of ander stadium van sy loopbaan in die nasionale span, en daai ouens is nie erkende skoonhengelaars nie. As ons gaan kyk na die skoonhengelaars, kan ek op my een hand tel van ouens wat hulle nasionale klere gekry het, wat skoonhengel, en dan praat ek nie eers van die ouens wat van tyd tot tyd dit vereis word op die dag om skoon te hengel. Dis 'n ander saak. So, wanneer ons praat van skoonhengelaars, is daar weinig van hulle wat in die nasionale spanne ingekom het, en oor die algemeen sal hierdie ouens wat regtig legendes is, of wat legendariese afmetings aangeneem het, of wat al een of meer keer in die span was, sal tog vir jou sê, op 'n stadium was dit van hom vereis gewees om skoon te hengel. Nou moet ons net 'n bietjie gaan debat voer, wanneer ons praat van geursels en kleersels, oor hoeveel ek opsit, en hoe naby aan skoon kom ek dan tegnies korrek. So klein bietjie tong in die kies, wil ek daarom ook net sê, die verkiesing is nou verby, of jy gestem het of nie, die feit van die saak is, ons is nou in 'n nuwe era in Suid-Afrika, werkloosheid is 'n realiteit, en as jy gaan skoonhengel, gaan jy beslis nie werk skep nie. So vir julle manne en dames daar buite, asseblief, gooi
gooi die gegeurde pitte, gooi die gegeurde tots, maak die floutiese kleur, gebruik die dips in hulle massas, want elke gooi wat jy gooi, is jy besig om 'n werk te skep vir iemand. As jy gaan skoonhengel, gaan jy nie werk skep nie. So dis maar net so tong in die kies 'n grappie. Ek dink tog skoonhengel het sy plek, maar definitief het ase wat gegeur of gekleur is ook hulle plek. Ek kan so terug onthou, so onlangs soos 3 jaar gelede het ek in 'n span gehengel en ek het 'n nagmerrie SA's beleef. En tydens die spanpraatjie het 'n persoon daar gesit en gesê, hy verstaan nie waarom wil ons eers dips bespreek nie, want dips dien geen doel nie. En ek het vir myself toe gesê, wel, dan maak dit saak, dan gaan hierdie SA seker oor skoonhengel. Net om 10 minute later uit te vind dat daardie selfde persoon vir die ouens sê, as jy die dip opsit en moet jy jou hele bol cover, andersins by die vis nie. So ek verstaan nie waar die ouens die argument om gaan nie. Skoonhengel het sy plek, maar dips, geure en kleure beslis ook.